En 'n lekker hartlike goeiemôre vir jou. Ek hoop regtig jy het 'n goeie nagrus gehad. Jy het uitgerus is en lus vir die dag. Ekskuus. En ja, julle, dis matriekafskeidtyd. Orals maak, hoor gou baie mooi, orals maak ouersplanne, sodat hulle kinders goed en mooi en reg kan lyk. En natuurlik, die kinders is in ekstase. En die ouers, die borse swel van trots. Hulle kyk na hulle kinders en hulle sê, "Wow, kyk net." Nou ja, mamma, papa, dis ons werk. Maar weet jy wat? Hier is die waarheid. Jong man, jonge dame, jy begin volgende jaar dalk heel moontlik met die lewe op jou eie. Skrikwekkende gedagte, ook vir die ouers. Een van die hardste dinge in my lewe is om my hande oop te maak en my kinders te laat gaan en te aanvaar dat hulle nou groot is. Maar het is een van die beste goed wat ooit gebeur het. Vandag sal hulle wil weet of pa en ma okay is. En ek wil eintlik vir jou sê, gaan lees Psalm 119 vers 9. Waarmee sal die jongeling sy pad veilig hou? Deur dit te hou na u woord. Skerp die woord van God al hoe meer in jou hart in, jongeling, en begin die nuwe avontuur van 'n volwasse lewe op daai manier. As matriekafskeid verby is, eksamens verby is jy op jou eie, om jou eie toekoms te gaan probeer uitmaak. Here, dankie vir jeug, dankie vir jong wees. Dankie vir uitbundig wees, maar dankie ook dat daarmee saam begin die lewe van verantwoordelikheid op 'n totale ander vlak. En dankie dat ons kinders, hulle wat besig is met matriek, hulle wat matriekafskeide het, Here, by u voete wil los, met die wete dat hulle tog, al is hulle hoe jonk, die verantwoordelikheid het om goeie besluite te gaan neem. Amen. Jy moet 'n baie lekker dag hê. Sterkte aan al die ouers. Bye bye.